Onze hemelse Here, ons kom vanoggend na U troon van liefde. Here, om te stil te raak en te hoor wat U vir ons wil sê. Dankie vir 'n lieflike Sabbatdag. Dankie Here dat ons mekaar het. Dat ons kinders van die Here, as kerk van God. En ons bid nou U seën hier op ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend wat ek met u wil deel, kom uit Johannes hoofstuk 8, Johannes hoofstuk 8. En daar gaan ons lees van vers 4 tot by, miskien tot by vers 6. En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stedig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het nie tot sover. Mag die Here hierdie skrifgedeelte vanoggend seën tot ons gedagtes. Ons sê baie welkom aan almal wat hier is vanmôre. Ons glo ons gaan 'n groot seën ontvang. En ja, ek sien nie besoekers hierso in ons midde nie, maar mag ons die Sabbat verder saam 'n goeie Sabbat geniet. En ons het reeds 'n goeie deel al gehad vanmôre. In elk geval ek wil graag hê ons met ons eerste lied nommer 125, sal ons almal op ons knieë gaan, dat ons die troon nader gebed. Liewe Heer, ons sê baie dankie weer eens vir 'n Sabbat wat aangebreek het. Ons is so dankbaar, Heer, om so 'n dag te kan hê waar ons net kan tot stilstand kom, want ons is in 'n gejaag na wind, ons is besig en bedrywig met aardse dinge wat vir ons werklik niks inbring nie. Liewe Heer, ons wil U dankie ook sê vir elkeen wat opgekom het na U huis vanmôre. Ag Heer, mag ons deur Leraar Bertie Denison dat ons 'n reuse seën mag ontvang. Wil U woorde op sy lippe plaas en mag ons, as ons hier weggaan, dat ons opnuut ons harte aan U sal gee en dat ons, waar ons oral beweeg, altyd dat ander U in ons sal sien. Heer, ons sê dankie vir gister, vir almal wat opgedaag het, vir die bid vir reën. Heer, dankie vir hulle wat saam met ons deelgeneem het. Heer, mag ons altyd voorbeelde vir ander wees en dat ons mense sal trek na U ware kerk. Liewe Heer, ons wil U vra om te dink aan van ons kerklidmate wat siek is. Ons dink spesiaal aan Tessie wat ook nie is nie. Ag Heer, wil U spesiaal met haar wees en ander wat siek is. Dink spesiaal aan Attie wat ook nie vanmôre hier by ons is nie. Heer, wil U ook hom aanraak en wil U sorg dat hy sal goed voel in hierdie uur waar ons hier in U huis by mekaar kom is. Heer, ons vra dan om ons verder te lei. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Liewe Heer, ons sê weer eens dankie vir almal wat kon middellik bydra. Ag Heer,
wil U dit gebruik tot uitbreiding van U werk oor die lengte en breedte van hierdie aarde. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Ek het nou nie 'n kinderstorie waar ek die kinders gaan vorentoe nooi nie. Maar ek het nou die dag iets gesien. Net daar bo in Markstraat. Nou ek kan nou nie onthou of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie was nie, maar daar was 'n klomp kinders gewees. Wat daar bo gespeel het, daar naby waar julle bly. En die een, soos ek sê, ek kan nou nie die detail onthou, was dit nou 'n seun of 'n dogter nie. Ek dink dit was seker maar 'n seentjie gewees. Maar daar was dogtertjies ook gewees. Daar was sommer 'n hele klomp van hulle gewees. En hulle was besig om die kind te gooi met klippe. Wie van julle het al ooit iemand gegooi met 'n klip? Ja, daar's 'n paar hande. Ek was ook al gegooi met klippe seker in my lewe, want op skool gebeur allerhande sulke goed. Die naaste aan die dood wat ek ooit was, is toe 'n juffrou my gegooi het met 'n swartbord uitveer. Juffrou Jansen, ons Afrikaanse onderwyseres. Sy was gevaarlik geweest. Jy moes weet, jy moet op jou hoede wees, want as sy net dink jy gee nie aandag nie, die volgende ding is daai swartbord veer kom woef 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 hier by jou verby. Ons gaan vanoggend 'n bietjie daaroor ook gesels. Die titel van dit wat ek met u wil deel vanoggend is 'n dag in die lewe van Jesus. 'n Dag in die lewe van Jesus. Kan ek my baadjie uittrek? Ja, hier is nou allerhande stroompies wat wil by aandag aftrek hier teen my rug af. En die bron daarvan, ek weet nie wie van u het die boek nie, is 'n boek deur Doug Batchelor geskryf, At Jesus' Feet. At Jesus' Feet deur Doug Batchelor. 'n Dag in die lewe van Jesus. Ons verstaan nie altyd die lewe nie, en hoe dit ons lei nie, en waar ons te lande kom nie, en hoekom en waarom. Maar as ons kyk na Johannes hoofstuk 7, en ek gaan nie dit lees nie, ek wil net so hier en daar optel. Dit was die tyd van die hittefees in Jerusalem. En Jesus se broers kom na hom toe, en ek lees uit die 2020 vertaling, sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en gaan na Judea, sodat jou disippels ook die dade wat jy verrig kan sien. Want niemand doen iets in die geheim en wil dit dan tog in die openbaar bekend wees nie. Goeie moderne bemarking. Stem julle saam? Jy wil mos nie in die openbaar bekend word, maar jy doen alles wat jy doen in die geheim nie. Hoe gaan jy bekend word? Jy weet, dit help nie Lou en Sonet kook seep daarso op hulle plaas laat die bissies bewe nie. Maar hulle vertel nie vir iemand daarvan nie. En hulle gaan nie na plekke toe en kry mense om dit te bemark by stalletjies en wat ook al nie. En dis wat sy boeties vir hom vertel. Hulle kyk en hulle sien wat hy doen, hulle sê, jy weet, gaan soontoe, laat die mense kan sien wie jy en wat jy is. Trouwens, selfs sy broers het nie in hom geglo nie, sê die Bybel. Jesus sê toe vir hulle, my bestemde tyd is nog nie hier nie, maar julle tyd is altyd op hande. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar haat my, omdat ek van hom getuig, dat sy dade boos is. Gaan julle op na die fees? Ek gaan nie op na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie aangebreek het nie.
Nadat hy dit gesê het, sê die Bybel, het hy in Galilea gebly. Nou, mense, Jesus se broers kom na hom toe, hulle sê vir hom, gaan jy nie Jerusalem toe nie, na die fees toe nie. Jy moet mos vir die mense wys waarmee jy besig is. En hy sê vir hulle, nee, gaan julle, ek gaan nie, want my tyd is nog nie hier nie. En in elk geval, hulle wil my daar doodmaak. So ek bly hierso. En dan sê die Bybel, en hulle het gegaan en hy het in Galilea agtergebly. Né? So, ons ken die storie. Jesus bly in Galilea, sy broers gaan na die fees toe. Ek wil 'n paar gedagtes met u deel. Wie van julle het hierdie boek? The Grand Weaver. How God Shapes Us Through the Events of Our Lives. Ravi Zacharias. Sommige mense noem hom Ravi Zacharias. Wie van u het al gehoor van hom? Enig van sy boeke gelees? So, daar is een hand. Okay. Ravi, The Real Face of Atheism. Baie interessant. Is 'n Indiër man hierdie, wat uit, ek neem aan Hindoeïsme seker gekom het, agtergrond gewys. Ravi Zacharias, Who Made God? And answers to over 100 other tough questions of faith. Hierdie man is 'n man wat die geloof verdedig. 'n Apologeet noem hulle hom. Jesus among other gods. Ravi Zacharias. Julle kan sien dat ek geniet nogal sy boeke. Cries of the Heart. Bringing God near when he feels so far. En dis maar, ek dacht toe wel, ek wil ook nou nie hier so kom met my hele biblioteek nie, maar ek het nog so 1 of 2 van sy boeke daar by die huis. Wie van julle het hierdie boek al gelees? Philip Yancey, What's So Amazing About Grace? Iemand al van dit gehoor? Okay. What's so amazing about grace? My eerste een was so gemerk en so bekrap. Omtrent elke bladsy, want dit is eintlik 'n fantastiese boek. What's so amazing about grace? En ons gaan een naweek vir 'n afnaweek weg, ons is in Nelspruit. En ek vat my boek saam, want ek het hom al meer as 1 keer gelees, oor en oor en oor, en sulke goede gekyk en so aan. Ai, skus. En, jammer, en my boek is weg. Ek laat lê hom so waar in die self-catering plekkie, Rondavel, wat ons ingebly het. En ek gaan toe maar en ek koop vir my nuwe een. Nou, ongelukkig, al die gedagtes, al die onderstreep, al die sirkels met strepe na die teenoorgestelde bladsy en weer af hiernatoe. Tessie sê altyd, jy kan nie 'n boek lees wat ek deurgelees het nie. Geen mens kan hom lees nie, want hy is so gemerk. Maar ja, Philip Yancey, What's So Amazing About Grace? Philip Yancey, Prayer. Does it make any difference? Ons het gister, ongelukkig was ons nou George toe, so ek kon dit nie meemaak hierso vir die gebed vir reën nie. Prayer, does it make any difference? Philip Yancey. Nou wat ek vir u wil sê,
oor hierdie twee manne. Het enige iemand 'n idee wat van hulle geword het? Ravi Zacharias is dood aan kanker. 3 maande na sy dood kom daar 3 vrouens na vore wat al 3 gewerk het by spa's. Jy weet, ons mans gaan ook spa's toe, né? En nie die vrouens wat gaan nie. Die mans gaan, ek meen, hierdie ou het oor die 50 boeke geskryf. So jy's redelik onder stres, en dan sy nou 'n voltydse predikant ook gewees. As ek sê predikant, 'n spreker, ek meen hierdie man se skedule reg oor die wêreld om godsdienst te verdedig, om evolusieleer te verdedig, jy kan nie glo nie. En om net, hy was ook nie meer jonk nie, hy was in sy 70's, en om net ontslae te raak van die stres, het hy na die spa's toe gegaan. Maar 3 dames kom na vore en vertel wat het by die spa's aangegaan. En dit was nie net dramatiek salf en 'n bietjie 'n stywe nek uitvryf nie. Dit was ander byvoordele wat mens kry, of wat jy op aandring as 'n dametjie in 'n cubicle inkom en vir jou 'n bietjie wil massage. En hulle kom toe daarmee uit. Ravi Zacharias is intussen in elk geval toe al oorlede. En die hele Christelike wêreld is in duisternis gehul. Want soveel as wat hierdie man God verdedig het, Jesus among other gods, hier praat hy oor al die ander Christelike al die ander gelowe, en hy het agtergrond daarvan, hy kom uit daai agtergrond, uit boeddhisme, hindoeïsme, al daai goed. Soos ek sê, hy was 'n man wat opgestaan het en Jesus verdedig het. Who made God? Dis 'n fantastiese boek hierdie. Want hy gee die antwoorde vir mense wat sê, wel, waar het God sy begin gehad? En die hele wêreld is in duisternis. En niemand praat meer van Ravi nie. En die duiwel, hy klap nie net sy vlerke en sy stert en sy horings nie, hy klap sy hand, hy doen alles. Want hy dink hy het gewen. Philip Yancey, Januarie 2026. Philip Yancey is nou seker 78, daar rond. Kan nie vir u sê hoeveel boeke hy geskryf het nie. Kan nie sê vir u sê by hoeveel gelees. Ek kan nie vir u sê hoe bekrap my boek was oor What's So Amazing About Grace nie. Januarie hierdie maand erken hy dat hy al vir 8 jaar 'n buiteegtelike verhouding het. En oornag is Philip Yancey 'n 0 op die Christelike kontrak. Almal het hom afgeskryf. Nou ewe skielik is hy die slegste mens op 2 voete. Tot en met Desember verlede jaar was hy seker een van die beste invloede op die Christelike samelewing. Verskrik het sy wakker geword. Hulle was nie besig om die deur oop te maak nie. Hulle was besig om 'n goeie Afrikaanse woord, die deur oop te voeter. Dit het geklink soos 'n orkaan wat by die huis inkom. Met die spoed van 'n rukwind bars die deur oop en die deurkop kap nog 'n gat dieper in die muur in, waar hy altyd, julle ook so deur, waar die muur elke keer kap en die ou gaatjie word al hoe groter en groter en groter.
Sy weet instinkmatig wat besig is om te gebeur. Toe haar nuwe kliënt net opstaan en sy skouers optrek, toe weet sy dis 'n setup. En sy weet ook dat die hele situasie nou hand uitgeruk het. En nou het sy probleme. En vrees bak haar beet en sy begin bewe. Sy staan op en hou die laken hier onder haar ken met haar 2 hande vas om haar naaktheid te bedek. Geef haar 'n kleed dat sy haar naaktheid kan bedek, drup die sarkasme uit een van die fariseërs se monde uit. Nee, sleep haar net so kaal in die straat in, so die mense kan sien. Sy raak bewus van 'n tempelwag wat haar hier aan die boarm. My oorlede pa kon dit doen. As hy nou by die huis kom en hy het nou geluister wat het ma alles gesê, dan vat hy my hier so onder hierdie spiertjie. En ons 2 loopkamer toe. Jy ken daai storie, né? Die tempelwag het haar hier onder die boarm beet en hy hou vas tot hier onder haar kiewe in pyn. Vir 'n oomblik tree haar normale arrogansie weer in en sy ruk haar los van hom. Maar hy vat net vaster. Soveel dat die trane in haar oë inskiet. Van die pyn. Nie net van die pyn nie, van die vrees ook. Die tempelwag sleep haar en kort stamp iemand haar van agter af soos ek en u in 'n skoolry gestaan het. En jy geboelie word. Onthou julle dit? Iemand kom hier en dan stamp hulle jou. En dan is iemand anders, dan stamp hulle jou. En dan stamp hulle jou. En so stamp hulle haar so al op die pad langs. Move. Jou, en dan allerhande vieslike woorde. Met aangeplakte ywer gee 'n rabbi vinnig pad. Laat sy tog net nie te naby hom kom of haar skade weer oor hom val, of dat sy dalk aan hom sal raak nie. Maar vlugtig vang haar blik syne. En hy laat sy oor dadelik sak. Jy weet? As 'n mens ergens is en iemand kyk vir jou en jy weet, hulle weet en hulle weet jy weet. En hy weet, sy weet en sy weet, hy weet. Sy merk op dat sommige mense klippe begin optel. En die skare om haar word al hoe groter. Soos 'n fight op die agterste rugbyveld. Waar die onnies nie van weet nie. Nou hoor jy iemand skreeu, fight, fight. En dan sit soos 'n herder wat 'n trop skape roep, né? Dan storm ek het in Springs Boys High School gegaan. Dan storm daai seuns daarom maar daai veld toe, want almal wil kyk en sien. En dis hoe dit daai dag was. Maria kry koud. Haar keel is seer. Soos 'n skielike griep wat haar oorval. Sy kan nie verstaan hoekom hulle haar na die tempel toe lei nie. As hulle haar dan wou stenig, moet dit volgens reël tog buite die stad wees. Tempel toe beteken net een ding. Hulle wil of die hoëpriester se goedkeuring kry, gaan hy nou die wet in sy eie hande neem en die vonnis gee om haar te stenig, of is daar dalk klaar toestemming by hom gekry? Want die een wat haar uitgekon het, is daar so 'n woord? Ja. Wat Gavin? What do we call this when they scam you? Wie een wat haar gescam het?
wat hy uitverkoop het tog seker 'n omkoopgeldjie gekry. Hoe ver het daai omkoopgeld nie dalk al geloop nie? Of dis alles gereël. En hulle wil haar nou voor een van die Romeine voorbring. Het die omkoopgeld net haar kliënt betaal om haar te verraai, of het dit ook een van die Romeine omgekoop? En hoekom nou, na die fees in Jerusalem amper verby was? Hoekom nie tydens die fees nie? Miskien sou dit die heilige atmosfeer geskaad het. Dis dalk hoekom dit nie tydens die fees was nie. Sy raak al hoe meer bewus van die erns van die saak. En soos 'n lam gelei word na die slagter, so word sy gesleep na erns. En sy besef dat sy op pad is om doodgemaak te word. Daar kom 'n tyd. 'n Mens, ek raak siek. Ons bly in Kreersdorp en ek raak siek. En ek word sieker en sieker en sieker. En die ou dokter stuur my vir barium meals en hy stuur my vir Extraal en hy stuur my vir alles, niks help nie. En ek kom op die punt. Monique was so 'n klein babatjie, sy was net gebore gewees. Kom op die punt waar ek vir Tessie sê ek is besig om dood te gaan. So mens weet wanneer jy besig is om dood te gaan. En Maria besef dat vandag is haar laaste dag. En die tempelwag kom agter hoe bang sy is. Sy bewe soos 'n riet. En hy deel 'n bietjie inside information met haar. Dis altyd interessant as mens bietjie inside information kry. Dit verander die hele prentjie, is dit nie so nie? En hy sê vir haar, dis eintlik nie agter jou wat hulle aan is nie, hoor. Dis agter hom. Maar sy twyfel aan wat hy sê, want wie is die hom? In elk geval. Jesus het vroeg die oggend teruggekom van die Olyfberg af. In die tempel het die mense om hom gesit en luister na wat hy hulle geleer het. Die fees in Jerusalem was verby, die Bybel sê vir ons, dit was die laaste dag. Jy weet daai laaste dag van kampvergadering? Snaakse dag, nee, party mense het al opgepak en gery. Ander hardloop gou boekwinkel toe om net die laaste goedjies te gaan koop en die kosse te vat. Wat in die vrieskas in sakkies is met hulle name op, want hulle het nie 'n vrieskas in die karavaan of in die tent nie, of in die kamers nie. En vir oulaas gaan hulle, want 10:00 die Sondagoggend, dan sit die laaste preek van die man wat hulle so geïnspireer het vir die hele naweek. En dis hoe dit voel, daardie oggend, op die tempelterrein. Maar nou was die rustigheid versteurd. Die bekommerde massa het al hoe nader gekom. Mense het al hoe minder ag gegee aan wat Jesus sê. Dis soos wanneer mens preek en iets gebeur hier buite en jy besef, nou preek jy nie meer vir enige iemand hier nie, want almal se aandag is daar. En ek glo op die ouend het Jesus maar opgehou, want die lawaai word al hoe groter en groter, en hy wag maar die lawaai in. Voor hom het hulle tot stilstand gekom, en dieselfde uitgesproke fariseer wend hom, glo ek seker met vroomheid en aangeplakte deernis na Jesus. En hy sê, ag, verskoon tog, Rabbi, dat ons inbraak maak op u tyd. Ons het net 'n ou probleempie waarvoor ons bietjie raad van u nodig het. Ons het hier 'n vrou, foei tog, wat in die daad betrap was vanoggend.
Sy het die 7de gebod oortree. U sien, Moses het ons in die wet beveel om so een te stenig. Wat sou u sê, moet ons met haar doen? Dit is interessant, Moses het gesê, beide sy en die man moet gestenig word. Hier is nie sprake in die woord van God daaroor in daai storie nie. Nietemin, die tempelwag was reg. Hierdie hele setup het nie soveel gegaan oor Maria Magdalena nie, as wat dit gegaan het om Jesus gevange te neem en hom gestenig te kry. Die vraag wat hulle aan Jesus gestel het, was 'n tweesnydende swaard. As jy antwoord, of as hy geantwoord het, dat hulle die vrou moet stenig, dan praat hy teen die wet, nommer 1 wat behoort het aan die hoëpriester en die Romeine. Jy kan nie sommer net iemand stenig nie, vernaam nie, binne die mure van die stad nie. En sê hy, dat hulle haar nie moet stenig nie, dan praat hy teen die wet waaraan hy self gehoorsaam is. Want onthou ons is in die intertestamentêre tyd. Die boek en die woord in die Bybel wat Jesus gehad het, was die Ou Testament. En daarin staan dit duidelik wat gedoen moet word. Sê hy, sy moet gestenig word, dan plaas hy homself bo die Romeinse regering. Sê hy dat sy nie gestenig moet word nie, dan praat hy teen Moses en die wet. So, eintlik is dit, en die van julle, ek het dit baie lanklaas gespeel, want my vrou het my eendag gewen, en toe gooi ek die hele bord onderste bo, en dis die laaste wat ek skaak gespeel het. Maar eintlik is dit checkmate. Skaakmaat. Jesus van Nazareth, ons het jou. Onthou julle daai kinderprentjies? My kinders het daarna gekyk. Wat was die haai se naam? Wat vir Katvis gesê het jou. Julle duidelik nie kinderprentjies. Grootbek die haai. Dankie. Daar's een wat daarmee kinderprentjies. My kinders het dit gekyk. Ek meen, Grootbek die haai wat vir Katvis sê, ek het jou. Ek het jou. En dan elke keer kom Katvis natuurlik weg. Maar hier kom hulle en hulle sê vir Jesus, checkmate, ons het jou. So, hulle sou klippe gegooi het daai dag. Dit was verseker. Die vraag was net, wie gaan gegooi word? Maar klippe gegooi, sou hulle klippe gegooi het. Die tempelvloer was nog nie gevee nie, het was vroeg in die oggend en die stof het nog daar gelê. Jesus steur hom nie veel aan die aanklaers nie. En hy spaar ook vir Maria deur nie na haar te kyk en 'n debat met haar te voer nie. Die Bybel sê hy buig af en hy begin skryf. Hy begin skryf. En een vir een, sy afgebuk het en hy het geskryf, dan kom hy oorent en dan wys hy, kom, jy, kom. Partykeer sommer miskien 1 of 2 priesters of 3 priesters, julle 3 wat daar staan, kom. En hulle lees wat hy geskryf het. En ewe skielik, dan sit hy weet, ek weet en ek weet, hy weet vir hulle ook. En hulle draai om en hulle loop weg. Lees 'n bietjie daai verhaal in Koning van die Eeue. Aangekla deur hulle gewete, aangekla deur die Heilige Gees wat nog een keer tot hulle kon spreek. Die geleentheid gehad. As daar een van julle is wat sonder sonde is, kan hy maar die eerste klip gooi.
Maar hulle het die skrif geken, broers en susters. Hulle het geweet dat in 1 Konings 8 vers 46 sê dit, daar is nie een wat nie gesondig het nie. Ou Testament. Psalm 14 vers 3 sê, daar is niemand wat goed doen nie, nie eers een nie. Verwoed en verleë, omdat hulle sondes ook in die openbaar gebring is hulle aangekla en hulle strompel een na die ander weg. Manne wat voor mense gestaan het in hulle godsdienstige vroomheid, het nou veroordeel deur hulle eie geheime sondes voor die een gestaan wat eendag die heelal sou oordeel. Dit is baie interessant dat as daar oordeel gevel word, dan bly jy staande. Is dit so selfs in ons howe? Ek was nog nooit by so ernstige hofsaak nie. Maar die aangeklagte staan wanneer die vonnis gelees word. Ja, dit was so hier ook, altyd. In Ou-testamentiese en Nuwe Testamentiese tyd het jy gestaan in die teenwoordigheid waar die vonnis gevel word. En daar het hulle gestaan. En die Bybel sê dat Jesus oorent gekom het. So die prentjie wat ons sien van Maria wat daar op haar knieë lê met die hare wat hang en so, is eintlik nie reg nie. Maar ja, dit spreek tot ons. Want dis hoe ons voel, gebukkend onder ons eie sondes. Hulle het gedink, hulle kom om die oordeel uit te spreek. Hulle het al die tyd 'n oordeel oor hulle self uitgespreek. Nou jy weet, ou Bert de Nuysen, hy is baie vinnig om te oordeel, hoor. Kom ek sê vir julle, ek ken hom. Hy is baie vinnig om te oordeel. En nog vinniger om sy eie sondes te vergeet, totdat die Heilige Gees dit in die stof vir hom moet skryf. En hy sy kop in skaamte moet laat sak. En ek weet daar is vanoggend van u wat hier sit, wat dieselfde probleem het. Ons is vinnig om die vinger te wys. Ons loop met sakke vol klippe, broers en susters. My ondervinding in hierdie kerk, en alle kerke sekerlik, maar ek het as Adventis groot geword, hierdie is my kerk, is dat mense loop met sakke vol klippe. Laat my dink aan 'n sekere hoofouderling in 'n sekere kerk in Engeland. Genadelose man, hy en sy vrou. En hierdie ding duik maar op in die kerk, hoor. Hierdie Maria verhaal duik maar op in ons kerke. Want ons is net mense, ons is sondaars. En afhangende van die kultuur waarin jy groot geword het, en ek wil vir jy sê, die Europese kultuur is baie anders as ons kultuur. Daar is dit regtig nou glad nie 'n big deal as jy bietjie wil ontspanning soek met 'n kollega by die werk of wat ook al nie. Maar hulle was genadeloos. Elke keer as daar so iets gebeur het, dan was dit nie net sensuur nie. Dit was onmiddellik van die boeke af. Dis fellowship. So daar het baie wrakke gelê. En op 'n dag, toe hulle eie seun skuldig in dieselfde ding. En 'n ou vriend van my, hy's nou oorlede. Ek sal sy naam noem. Baie van julle ken hom. Robert Bell. Ons hom geken as Bob Bell. Hy is die predikant in daai gemeente. Hy bel my, hy sê vir my, "Joh," hy sê, "wat nou?" Hy sê, "Want nou sit hulle eie kind." Ek sê vir hom, "Bob, laat die gemeente besluit.
Ek sê maar, jy weet, daai spesifieke gemeente was totaal genadeloos. En soos die Engelsman sê, lo and behold. Al was jy die hoofpriester van die gemeente, want dis wat hy gedink het hy was. Party hoofouderlinge lou kan 'n nagmerrie wees, broer, vir 'n predikant en vir 'n gemeente. Vanaand is dit hier na 20, 25 jaar, elke jaar 'n hoofouderling was. Dis nag. En daar word die besluit geneem dat die seun van hulle, wat toe al sy eie kinders gehad het en alles, moet ook gedisfellowship word. Want as dit reg was vir ander, dan is dit reg vir hom. Dit was oorlog, daar was bedreigings van bedanking en allerhande goed. En ewe skielik is die een wat altyd met 'n sak geloop het met 'n sak vol klippe, is nou die een waarna klippe gegooi word. Dit was die 3de keer wat die vinger van God geskryf het. Die eerste keer was die gebod, die 10 gebooie. Die tweede keer wat die vinger van God geskryf het was wanneer? Sê bietjie vir my. Daniël. Belsatser. Nou weer die vinger in die stof op die tempelvloer. Die eerste keer was dit die bekendstelling van God se karakter. Die tweede keer was dit die veroordeling van 'n koning wat sy rug gedraai het op die waarhede wat hy geken het. En die derde keer was dit die vryspraak van 'n sondaar. Wow. Daar is nie een van ons broers en susters wat sonder sonde is nie. In hierdie verhaal van Maria sien ons ook die kerk van God. Reg deur die Bybel word die kerk vergelyk met 'n vrou. En soos die beskuldigers van Maria staan die duiwel ook vandag. En hy beskuldig vir Philip Yancey, vir Ravi Zacharias. En hy gebruik die kerk om die klippe te gooi. Gelukkig het ek nog een boek. Brian Zahnd, Z-A-H-N-D. Broers en susters, weet jy wat kom ek agter? Ek kom agter ons lees nie meer nie. Ons YouTube net. En ons kyk net goed wat ons prikkel, wat ons stimuleer, wat ons juices aan die gang kry. Ons lees nie meer Christelike literatuur nie. Ons lees nie meer ons eie kerk se literatuur nie. Brian Zahnd skryf 'n boek, Sinners in the Hand of a Loving God. En hy skryf dit in respons aan 'n predikant wat in Ellen White se tyd, en sy het hom geken, 'n preek gepreek het. Sinners in the hands of an angry God. Dit was die preek. En daardie preek, broers en susters, het die tema preek geword in kerke reg oor die wêreld. So as u enigsins van die laat 1800s tot in 1960 in die kerk was, dan was daar net een tema: sinners in the hands of an angry God. Dis in die dae van hellfire en brimstone. Brian Zahnd maak 'n verskil. Hy skryf sinners in the hands of a loving God. Sinners in the hands of a loving God. Daar is nie een van ons wat sonder sonde is nie. Almal was weg. En Jesus staan nou op van waar hy die sondes van die mense in die stof van die vloer geskryf het. En die Bybel sê dat Maria nou voor hom gestaan het, en ek lees mooi, sy het voor hom gestaan. En sy wag nou vir sy uitspraak.
En hy vra vir haar, het niemand jou veroordeel nie? Luister mooi. Is die oordeel uitgespreek oor jou, Maria? Is dit finaal? Moet jy sterf? En sy sê vir hom, niemand, Here, want hulle het nie die geleentheid gehad nie. En die enigste een wat die geleentheid nou het, om die oordeel uit te spreek. Hy as regter staan voor haar as beskuldigde, en hy sê vir haar, ek ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Gaan en sondig nie meer nie. Hy sê nie vir haar, Maria, weet jy wat, jy moet net bietjie stadiger, man, asseblief. Die mense praat. Doe net 'n bietjie minder. Nee. Hy sê vir haar, hy bemoedig haar, hy spreek haar vry. En hy sê vir haar, jy hoef nie dit te doen nie. Gaan en doen dit nie meer nie. As Jesus my nie kan help om sonde wat dodelik is, nie te doen nie, dan sê ek nou eintlik dat die duiwel is magtiger as God. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Is 'n flou verskoning om te sê, die duiwel het my dit laat doen. The devil made me do it. Veral as ons jonk is, dan gebruik ons partykeer daai verskoning. The devil made me do it. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus die regverdige. Is dit mooi of is dit mooi? 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. In the hands of a loving God. Steps to Christ, ek sluit af hiermee. The character is revealed. Not by occasional good deeds and occasional misdeeds, but by the tendency of the habitual words and acts. Dit wat ek in die elke dag is. Dit waarna toe ons neig. Daardie dag in die tempel in Jerusalem het Maria vir die eerste keer in haar lewe onvoorwaardelike liefde ondervind. My titel, 'n dag in die lewe van Jesus. Ek wens, ek weet. Nee, ek weet. Wat Jesus gedryf het om Jerusalem toe te gaan. Want vir sy boeties het hy gesê, gaan julle, ek kom nie. Maar op die laaste dag, toe is hy daar. Want hy het met 'n kous oor die ding sit. Want hy het geweet dat iemand hom nodig het. Kom ek sê vir u broers en susters, as u Jesus nodig het, hy sal daar wees. Glo my. Amen. Hemelse Here, ons bid, Here, dat u ons sal bekleë met u geregtigheid. Mag ons die lieflikheid van Jesus uitdra, sodat ander kan sien en hom kan aanbid. Ons bid dit in u naam. Amen.